Die laaste ruk kry ons nogal baie reën hier in Gauteng en saam met die reën natuurlik kom daar ook modder. En wanneer jy nou by die huis kom na 'n lang dag en jy stap oor die grasperk na jou voordeur toe, dan is jou voete, jou skoene vol modder. En dan het ons gewoonlik een van twee keuses. Of ons stap met hierdie vuil voete nou net so in die huis in en dra al die modder saam in, of ons kan ons voete afvee of dalk ons skoene uittrek en met skoon voete in die huis instap. Nou ek dink meeste van ons sal die voete en die modder wat vuil is, eerder wil skoon kry voordat ons in die huis inbeweeg. Ons sal dit vermy om modder in die huis in te dra. En net so is dit met die mense in ons lewe ook. Ons vermy baie keer die mense wat ons dalk sien as die met vuil voete. Jesus is anders. Jesus sê nee, jy moet jou vyande lief hê. Jy moet die seën wat jou sleg behandel. Jy moet bid vir die wat jou haat. Jy moet jou vyande lief hê. Vriende, dis 'n moeilike konsep. En as ons later net kyk in Johannes 13, dan sien ons waar Jesus saam met sy disippels aanleen vir ete. En in daardie oomblik ook opstaan en die voete van sy disippels was om van hulle iets te leer van wat dit beteken om jouself nederig voor iemand anders te bring, om jouself te verootmoedig. Want by daardie geleentheid was Judas ook gewees. Judas, wie Jesus al reeds geweet het, die een is wat hom gaan verraai. En Jesus het sy voete ook gewas. Wil jy nie hierdie week wat voor lê 'n bietjie anders dink oor die mense wat jy dalk sou sê is jou vyande nie? Die mense van wie jy nie noodwendig hou nie. Die mense wie jy dalk vermy. Hê jou vyande lief. Tree anders teenoor hulle op as wat die wêreld sou van jou verwag. Tree teenoor hulle op met 'n liefde wat van Jesus kom. Baie sterkte vir jou. Mooi week verder.